Baie welkom aan die aanlyn kykers by vanoggend se geleentheid. Ons praat verder, dis die derde Sondag in Koninkrykstyd. Dis 29 Junie. As jy dit nie weet nie, môre is die eerste helfte van 2025 klaar. So mag vandag se kuier saam met ons vir jou geseën wees, baie spesiaal wees. Ons is in Koninkrykstyd, gewone tyd, waar ons dan onder leiding van die Heilige Gees lewe in die wêreld 'n verskil maak en waar ons in Jesus vier God met ons, vier ons met Pinkster met die Heilige Gees ook God in ons. En ons wil graag fokus op Galasiërs 4, maar ek het net besef as ons by die eerste vers daar begin dan land ons so in die middel en ons is nie lekker by mekaar oor waar dit gaan nie. So ek gaan laat ons 'n kort stukkie uit Galasiërs 3 lees, net om die lyn te kry, van vers 26 af, dan gaan ons sommer oor in hoofstuk 4 tot en met by vers 7. Galasiërs, daar sien ek is 'n A weg, ekskuus julle. Maar julle weet waar ons is nie galbitter vanoggend nie, ons is in Galasiërs. Ekskuus, ek sien dit nou per ongeluk. Maar in geval, julle weet waar ons lees. Galasiërs hoofstuk 3, maar kom ons sê vir die Here eers dankie dat hy hier is en saam met ons is. Here, dis 'n voorreg om te mag lewe en te mag weet, lewe kom van U af. Dankie dat ons in hierdie week ook telkens kon lees dat U by ons is, dat U vir ons die spesiale helper, die Heilige Gees gestuur het, dat ons nie bang en bekommerd hoef te wees nie, want ons is nie alleen nie, hy is in ons. Hy leer ons, hy lei ons, hy help ons, en ons is daarvoor oneindig dankbaar. Maar ons besef ook in die wêreld waarin ons moet lewe, die elke oomblik waar ons in die wêreld is, of dit in 'n winkel is, in 'n kantoor is, op straat, by die werk, ons moet daar 'n verskil maak. So dis lekker om in hierdie oomblikke, in hierdie plek van samekoms te wees en aanlyn betrokke te wees, maar die realiteit is dat ons meeste van die tyd, die grootste gedeelte van ons lewe, buite in die wêreld leef. Daarom is dit vir ons nodig om net weer by hernuwing te hoor dat die Heilige Gees in ons is. En ons wil vir u sê vanoggend, as ons hieroor praat, dan besef ons dis misterie, dis geheimenis, dis iets waaroor ons baie duidelik vir u sê, ons het nie al die antwoorde nie. Ons dink ook nie, ons gaan ooit al die antwoorde hê oor die misterie, oor die geheimenisse van God nie. Maar ons besef ook, dis 'n werklikheid en terselfdertyd beteken God in ons die moontlikheid van wonderwerke wat kan gebeur. En daarvoor sê ons dankie. Dankie dat van dit alles, dit vir ons iets is wat ons net te dankbaar is om te sê dat al verstaan ons nie 100% nie. Dis 'n gegewe realiteit in ons lewe, dat die Heilige Gees daar is, en dat die Gees ons lei in die waarheid. En daarvoor sê ons vanoggend baie dankie. Dankie dat ons nou uit Galasiërs 3 mag lees, ook hoofstuk 4 se eerste 7 verse, en uiteindelik net besef, maar ons is kinders van U. U Gees getuig saam met ons gees, dat ons U kinders is, en daarom kan ons U, ons Hemelvader, ons Abba Vader noem. Amen. Galasiërs hoofstuk 3, kom ons lees net daarvan vers 26 af. Julle sal sien hoe hy haak by hoofstuk 4, dan maak dit sin. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dan sê ons mekaar in vers 28, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus
is julle almal een. Dan sien ons die een word beklemtoon. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. En dan swaai hy oor na hoofstuk 4 toe, en Galasiërs 4, daar het ons daarom die regte spelling. Sê vers 1, so hou nou net kop, en dan sê ons geëindig, ek nou net myself gou hier reg help, dat hy daar geëindig, waar hy vir ons dit gesê het, ons is nou nakomelinge erfgename kragtens die belofte van God, en dan sien julle as ons spring na hoofstuk 4 se eerste vers, dan begin hy en hy sê, hierby, dit verwys nou na dit wat ons sopas in hoofstuk 3 gelees het, hierby wil ek nog dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogte en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons, toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Vers 5, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En nou die volgende vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken Vader. En die bevrydendste woord vers 7, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Kom ek lees vir jou vers 6 en vers 7 net weer. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit Abba, dit beteken Vader. Nou vat jy vers 7 en jy sê, dis myne, ek eien dit toe. Ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is nou 'n kind van God. En omdat ek sy kind is, het God my ook sy erfgenaam gemaak. As ek hierdie gedeelte lees, al vers 6, dan hoor ek ook vir Paulus in Romeine 8, as hy sê, almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Vriende, die drie eenheid van God is iets wat, as ons daaroor praat, dan moet ons vir mekaar sê, dis 'n misterie. Dis nie iets wat ons 1, 2, 3, 4, 5 neerskryf en sê, dis hoe dit is nie. So daar is 'n geheimenis daaraan. Daar is goed wat ons nie kan presies neerskryf. Maar daarmee saam is dit ook 'n wonderwerk, dat God uiteindelik vir my en vir jou innooi in hierdie misterie, hierdie geheimenis, hierdie wonderwerk van die beweging van die drie enige God.
Ons geloof wat ons het dat God 3 afsonderlike persone is as Vader, Seun en Heilige Gees wat ons sopas besing het, maar dat hy een God is. As jy my vra oor hierdie geheimenis, misterie, wonderwerk, dan wil ek jou vat na Romeine 11 toe, waar die skrywer ook baie eintlik sê, vers 33, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. So hoor weer, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. En dan die versie, hoe ondeurgrondelik in sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? En dan daai mooi woorde, uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En ek wil vir jou sê, die misterie, die geheimenis van God, sê vir ons sal nooit ten volle verstaan hoe die een God gelyktydig Vader, Seun en Heilige Gees kan wees nie, maar dis een van die fundamente, dis een van die hoekstene van ons belydenis en ons getuienis van ons geloof, ons belydenis van geloof. En dan sê ons vir mekaar, die ewige God het vlees geword en Jesus Christus hier op aarde kom woon. Ons noem hom Immanuel, hy's God met ons. Maar, en dit het ons nou die afgelope tyd ontdek en ook gehoor, soos die profete voorspel, het die Heilige Gees in die volk van God kom woon na die koms van Jesus Christus. So, ons moet vir mekaar sê, as ons teruggaan Bethlehem toe. Maria het ons verlede week gesê, en selfs toe Josef haar wou los, wat in haar verwek is die werk van die Heilige Gees. So misterie en wonderwerk omring die menswording van Christus. Dit het te maak met sy dood, sy opstanding, sy hemelvaart en uiteindelik sy glorieryke wederkoms. Maar terselfdertyd ten opsigte van die Gees, hierdie geheim, hierdie misterie, die wonderwerk omring uiteindelik die gawe van die Heilige Gees aan die kerk op Pinksterdag. En dan onthou julle, ons het verlede week vir mekaar gesê, individueel vir elke mens, maar ook kollektief vir die kerk as 'n geloofsgemeenskap, die een heilige algemene Christelike kerk. So God gee sy Gees, gee sy woord, hy stel ons in staat om die wêreld in te gaan en 'n verskil te maak. So as ons praat vandag, wil ons nie net sê wie is die Heilige Gees nie, en wat dit beteken dat God self in ons kom woon het nie. En ek wil hê jy moet dit vandag baie duidelik hoor. Dis nie een of ander abstrakte teologiese leerstelling. In slim taal is ons gesê, dis nie een of ander dogmatiek of sistematiese teologie nie. Dit is dit. Vir die geleerdes is dit. Maar vir my en vir jou is hierdie wonderwerk van die drie-eenheid en die uitstorting van die Gees en die menswording van Christus, dis vir ons 'n lewensveranderende waarheid. En om dit behoorlik te kan waardeer, bid ek vanoggend saam en ek vra die Here dat ek en jy ontvanklik sal wees, dat ons iets van die persoonlikheid van die Gees sal ontdek, iets sal ontdek van die doel van sy koms om in ons te kom woon, en uiteindelik ook iets te verstaan, beter te verstaan, van sy goddelike natuur, en uiteindelik sy werk in die wêreld te beklemtoon. So as ek en jy vanoggend oor die Heilige Gees praat, ons sê vir mekaar, wat sou ons sê oor die Gees? Dan moet ek vir jou sê, ek wil begin deur te sê, as ek na Jesus luister oor hom, dan besit die Gees wysheid. En omdat hy in ons werk, kan ek en jy telkens in ons lewe intap in hierdie wysheid van die Gees.
Heilige Gees, lei my, leer my om te doen wat die Vader verlang. Leer my om hom te eer, hom te aanbid en sy seun Jesus te verheerlik. Belangrik. Die Gees is bekend met die dinge van God. Die Vader, Seun en Heilige Gees binne die drie eenheid is in kontak met mekaar. Hulle skakel met mekaar. So die Gees kan in ons lewe werk nie as 'n geïsoleerde krag nie, maar as deel van die drie eenheid. Aan die ander woorde, hy weet wat gaan in die Vader en in die Seun se harte aan. So hy is bekend met die dinge van God. Daarom is hy iemand wat die wil van God verstaan. Hy het ook 'n wil, mag ek sê, van sy eie, want hy deel, as ons 1 Korintiërs 12 lees, dan sê hy deel sy gawes uit soos wat hy wil. Hy gee dit soos hy wil. Maar die Gees, persoon, derde in die goddelike drie eenheid, het emosies. Want ek lees, hy het lief, hy kan bedroef raak. Maar die Gees het ook waardering vir morele waardes, want hy bestraf sonde en hy lei ons in die waarheid. En ek weet ons Afrikaanse woord, Gees, maak dit dalk moeilik om iets te verstaan van 'n persoon. En as jy in die Engels luister, Holy Spirit of Holy Ghost, dan maak dit ons dalk nog meer deur mekaar. Maar as ons mooi gaan luister, dan word daar oor die Gees gepraat met 'n persoonlike voornaamwoord. Naamlik hy. Persoonlike voornaamwoord beskryf die Gees. Maar ek wil hê jy moet hier hoor, dis waar die draai kom. Die Gees is nie net 'n goddelike persoon met wysheid en emosie nie, maar hy vervul 'n rol in ons lewe wat slegs 'n persoon en spesifiek 'n goddelike persoon kan vervul. So die Gees kom doen goed in ons lewe wat net 'n goddelike persoon kan doen. En dan moet jy onthou wat Jesus oor hom gesê het. Hy sal aan julle leer en aan julle verkondig dit wat hy van my ontvang het. Hy gaan nie iets nuuts doen nie. Hy gaan nuut maak. Hy gaan nie iets nuuts sê nie. Hy gaan nie iets anders sê nie. Aan die ander woord, hy gaan nie 'n teenspraak teenoor Jesus wees nie. So ons gesê, die Heilige Gees is meer van dieselfde. So wat kan ek in my lewe van hierdie Heilige Gees verwag? Hy hoor my, hy praat met my, hy lei my, hy leer my, hy wek by my herinnering op, hy leer my om alles te onderhou wat Jesus geleer het. Hy word genoem die trooster, want mense het vertroosting van God nodig. Hy roep uiteindelik mense en hy stuur hulle en hy gee hulle die leiding om God se werk in die wêreld te gaan doen. Maar dan getuig die Gees ook teenoor ons en hy bid vir ons. Hy tree vir ons in. Maar ons het nodig dat ons heel in die begin by Genesis 1, by die skepping, waar die Gees van God oor die waters gesweef het. So die skepingswerk is syne. Ek en jy die voorreg om die Bybel te hê. Wat sê hy oor dit? Wat sê die Bybel oor dit? Hy
Is die hele woord. Is deur die Gees geïnspireer. So, jy lees 'n Bybel, wat nie 'n dooie boek is nie. Hy's Gees geïnspireerd. En as hy selfe vers lees, dan sê hy, dis by magte om verskillende goed in mense se lewe te werk. En daai by magte is die Gees. Dis die Gees wat deur die woord in ons lewe werk. In ons lewe werk. En dan is hy jou gewete. Hy is die een wat in jou binneste werk en so partykeer sê, is jy seker dat wat jy nou doen is reg? Is jy nie dalk op 'n manier besig om sonde te doen nie? So hy oortuig my as sondaar van sonde. My wedergeboorte is syne. As Jesus met Nikodemus praat, dan sê hy, as jy net gees en water gebore word nie, kan jy koninkryk nie beerf nie. So, wedergeboorte is iets van die werking van die Gees. Eintlik is die opstanding van die Heiliges iets wat deur die Heilige Gees bewerk word. En ek dink in ons dag en tyd wil vir ons moet oop wees, is dat wonderwerke en die werking van wonderwerke in ons lewe deur hom bewerkstellig word. Dat daai werk syne is. En dit beteken, ek kan die leiding van die Gees in my lewe vertrou. Terug by geheimenis en wonderwerk. Uiteindelik is dit nie iets lukraak of meganies nie, maar is doelbewuste, wyse ingrype van God in my lewe. En vriende, ons moet vir mekaar sê, dat ons fokus telkens op God se groot gawe in die persoon van Jesus Christus. As ons in die kerklike jaar kyk, dan spandeer ons Advent aan hom. Ons spandeer Epifanie aan hom. Ons spandeer lydenstyd aan hom. Ons spandeer Paastyd aan hom. En is goed, dis 100% reg. Ons moet op Christus fokus, want ons is 'n Christelike kerk. Maar ek wil vandag net so een dingetjie vra. Dit is nie hoër graad nie, maar ek moet dit vir jou vra. En ek toets jou. Is dit moontlik dat ons so op die gawe van God se seun fokus, dat ons die Heilige Gees as die permanente inwoner van ons harte miskyk? Ek sê weer, die klem op Jesus is belangrik. Om mis ons nie iewers die Gees nie. Hoekom vra ek dit? Want sou ek iewers die Gees in die proses mis, dan moet ek vir myself sê, ons het die voorreg om na die Gees te luister. Ons het die voorreg om die Gees te hoor. Ons het die voorreg om in die Gees te wandel. Ons het die voorreg om deur die Gees gelei te word. Ons het die voorreg om met die Gees vervul te word. Wat beteken dat ons die Gees moet toelaat om ons lewens te beheer en ons te bemagtig?
So Heilige Gees lei my. Ons is baie vinnig om Galasiërs 5:22-23 aan te haal oor die vrug van die Gees. My vraag is net, put ons elke dag iets daai? Of is dit iets waaroor daar Pinksterreekse gehou word, of ons by baie lees en sê, dit is mooi. Maar wys jou lewe die vrug van die Gees? Is sy inwoning 'n realiteit? So jy het die voorreg om die Gees se vrug dag na dag te ervaar. So ek pleit vandag by jou, as ons sê God in ons, misterie, wonderwerk. Mag ek en jy die gawe van God se Gees in ons lewe waardeer. Mag ek en jy bedag wees, sensitief wees vir die inwoning en die inspraak van die Heilige Gees in jou lewe. Wat ek tog in 'n vraag vir jou wil vra. En dis die volgende. Het jy naas die gawe van die Seun van God ook die gawe van die Gees in jou aangeneem? En ek wil ons moet mooi luister. Want wat vra ons dikwels vir mense? Het jy Jesus as jou verlosser en saligmaker aanvaar? Have you accepted Jesus as your Savior? Dan sê ek, dis reg. Maar ek moet ook vir jou vra, die dag toe jy Jesus aanvaar het die Vader en die Gees in jou kom woon. Daai gedeelte wat ons verlede week uit Johannes 14 uit gelees het, sê Jesus, ek en die Vader kom maak woonplek by jou. As ek Korintiërs lees, dan sê hy, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. So iewers is ons arm aan die Gees. So maak ook plek vir die Heilige Gees in jou lewe. Want alles wat Jesus gedoen het, van Advent tot Hemelvaart en wederkoms, is dit waarin die Gees ons moet lei. So die Gees moet 'n regmatige plek in ons lewe kry. So mag ek en jy vanoggend ontdek, misterie, wonderwerk, realiteit, Gees, God in my. My gebed waarom ek jou vanoggend huis toe stuur, of die wêreld instuur, as jy uit hierdie gebou uitgaan, as jy die video se knoppie net nou druk en stop, is dit. Mag die Here ons help om in pas met die Heilige Gees te leef. Om na sy stem te luister. En sy teenwoordigheid in alles wat ons doen sigbaar te maak. Kan ek dit weer sê? Mag die Here ons help om in pas met die Heilige Gees te leef
om te luister na sy stem en in alles wat ons doen, sy teenwoordigheid sigbaar te maak. Kom ek gee vir jou tyd om stil te word. Here, ons dankie as Vader, wat ons skepper en voorsiener is. Here Jesus, ons erken U as ons verlosser en ons Here. Heilige Gees, ons eer U as die Heer en lewendmaker. Dankie Here dat ons U ons hemelse Vader mag noem. Dat die Gees saam met ons gees getuig dat ons die kinders is, dat dit ons laat uitroep, Abba, wat beteken Vader. Dankie vir die gawe van Jesus, Immanuel, God met ons, vir sy kruis, vir sy opstanding, vir sy lewe, vir sy hemelvaart, vir sy verwagte wederkoms. Maar dankie ook vir die realiteit en die werklikheid van die Heilige Gees, waarin ons elke dag mag deel. En in die ou vertaling het ons nog gesê, laat ons vrugte dra wat by bekering pas. So mag ons die vrug van die Gees elke dag sigbaar maak. Mag dit elke dag 'n werklikheid wees. So Here, help ons om in pas met die Gees te lewe. Heilige Gees, wees U die pas aangeer in ons lewe. Ons wil baie keer makkeer die pas op dieselfde plek. En dan moet U maar soos 'n pas aangeer wat in hartpasiënte ingeplomp is. Ons baie keer so 'n bietjie skok omdat ons te stadig is. Of ons baie keer skok om ons net weer 'n bietjie tot rus te bring en in pas te bring. Help us to be in step with the Spirit. En mag ons luister na sy stem. En mag ons in alles wat ons doen, sy teenwoordigheid sigbaar maak. Ons eer U, Vader, Seun en Gees. Amen. Geliefdes, net die volgende oor ons koninkryksnuus. Die skole het Vrydag gesluit. So ons gun almal, al ons kinders en ons onderwysers en ons dosente en ons studente 'n aangename vakansie en 'n welverdiende ruskans. Weet die kinders terug is by die skool die 23ste Julie, dan kan die paas en die maas en die oupas en die oumas dan weer rus. Maar terwyl hulle hierdie 3 weke by hulle by die huis is, geniet hulle. En mag dit regtig vir julle sinvol wees. Ek self is van die 1ste af, so bietjie weg. Nie weg nie, maar ek is hier, ek ry volgende Sondag DV. Ja, maar ons gaan ook met ons weeklikse stilte tyd of ons daaglikse stilte tyd, ons wandel in die woord môreoggend stop. En dan praat ons weer saam van die
21ste af. So ek noem dit net, maar jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur 083-654-0806. Ons sal met mekaar kontak hou soos dit nodig is. So die feit dat ek met vakansie is, beteken ek is nie hier nie, die eredienste gaan normaal aan. Ons gaan aan met hierdie spesifieke reeks oor die Heilige Gees ook, om uiteindelik vir mekaar te sê, ons het nodig om die Gees in ons lewe te erken, sy teenwoordigheid, maar uiteindelik ook te luister en te doen wat hy van ons vra. Daarmee groet ek ons aanlyn kykers, leef tot volgende week, mag dit geseënd wees en mag dit met julle goed gaan. Totsiens.